u so 'n bietjie bedien vanuit Psalm 63. Daar's 'n klank in my gees. Kan jy dit saam met my sê? Daar's 'n klank in my gees. Daar's 'n klank in my gees. Het jy al opgestaan in die oggend en dan is daar 'n liedjie in jou hart? Wie het vanoggend dalk opgestaan met 'n liedjie in jou hart? En wanneer ons in die oggend wakker word en daar's iets in jou gees, is om dit op te tel. Nie om dit te ignoreer nie. Want die Heilige Gees soek 'n kans deur die dag om eers met jou iets te deel wat hy graag op sy hart het, om op jou hart te sit. So baie keer in die oggend is dit 'n goeie tyd. Wie kry baie keer in die aand sommer so 'n revelation? Niemand? Die aand is julle te moeg. Here moet net nie nou met my praat nie, want ek is nou te moeg. Ek wil nou by die huis kom. Ek wil nou gaan slaap. Ek wil nou niks doen nie. Amen. Dankie, Malcolm. Daar's 'n klank in my gees en ons is veronderstel om te luister daarna. Ons is veronderstel om ons oor in te stel en te hoor wat die Heilige Gees wil sê. Die koninkryk van God, as ek dit in 'n ander taal kan sit, om 'n Christen te wees, gaan meer daaroor dat ek 'n persoonlike verhouding het met God. Ek het nie 'n persoonlike verhouding met die kerk nie. Ek het nie 'n persoonlike verhouding met die AGS nie. Ek het nie 'n persoonlike verhouding met een of ander denominasie nie. My verhouding is met niemand anderste as Jesus Christus. En ek moet daai verhouding moet ek kan kweek, ek moet kan hoor, ek moet kan praat, ek moet kan sê, ek moet kan ontvang. En as ons blaai na Psalm 63 toe, dan kry ons hierdie wonderlike gedeelte waarin Dawid kom en hy kom gee vir ons gedagtes van wat hy beleef in sy verhouding met God. So ek wil jou vra, blaai saam met my na Psalm 63 toe. As ek amper by hom. Psalm 63. Nou Dawid het baie psalms geskryf, maar hierdie een is nogal 'n unieke psalm. En dan begin hy met hierdie psalm en dan sê hy, dis 'n psalm van Dawid met verwysing na sy verblyf in die Juda woestyn. So ek wil gou hê julle moet saam met my op hierdie reis gaan. Dawid gaan skryf, maar hy sit nie in sy paleis ergens hoog en droog in 'n majestueuse kamer nie. Hy sit in 'n plekkie in die Juda woestyn. Is 'n woestyn area. 'n Woestyn se beelde wat opkom het baie te doen met 'n woestyn kan leeg wees. In 'n woestyn kan daar baie keer verskillende harde dorings wees. In 'n woestyn kan daar kaktusse wees. In die woestyn kry jy ook in die nag dat die hemelruim vertoon sy vensters van sterre wat skyn en wat lig gee en wat beelde gee wanneer jy opkyk. So in die woestyn sien jy die helderheid van God se hemeltroon wanneer jy opkyk in die nag. Met ander woorde, die woestyn het 'n klomp sterk beelde en dit kan verskillende funksies vir jou en simbolieke kan dit vir jou deurbring wanneer jy tyd maak om die woestyn te absorbeer, te embrace. Ons kry ook in die woestyn berge, klippe, dele van droogte en kaaltes en die woestyn is die woestyn.
Maar dan kry mens weer ook, dat daar sekere plekke in die woestyn is, waar daar 'n windjie waai. En die wind waai saggies deur die woestyn. Nou, ek weet nie of julle dalk in die Namib woestyn al was nie, maar mens kry nogal daar, baie keer in die aand kom daar so 'n liggie deur. So die woestyn kan ook, hy kan sy koudheid, hy kan sy hardheid, maar hy kan ook sy gemaklikheid gee. In die woestyn kry mens ook 'n oase. Dink gou daaraan. Julle het al hierdie prente gesien van die ou wat deur die woestyn stap, 40 dae en 400 nagte, jy weet, en dan kom hy deur die woestyn. Ewe skielik lê daar 'n oase, paar palmbome met 'n bietjie water. So die woestyn het vir Dawid 'n rol gespeel, en Dawid het goed gesien wat hy nie anderste sou beleef het nie. En dan skryf hy die volgende, en hy gaan dit vir u opsit. Hy sê, O God, U is my God. Ek soek na U. Ek smag na U. My hele liggaam verlang na U, soos 'n dor land sonder water. Kom ek lees eers 'n paar skriffies, dan kan ons teruggaan so doen. Vers 3 sê, ek het U inderdaad in die heiligdom gesien, en U krag en U heerlikheid aanskou. Vers 4 en 5, U troue liefde is beter as die lewe. Daarom prys ek U. Daarom wil ek U prys, solank as wat ek lewe, en in U naam my hande ophef. U versadig my meer as die rykste kos, met vreugdeliedere sal ek U loof. As ek op my bed lê en aan U dink en oor U nadink in die nag, onthou ek hoe U my gehelp het, dan wil ek sing in die skaduwee van U vleuels. Ek gaan net tot daar lees. Nou, hierdie gedeeltes, jy speel verskillende beelde af. Dit is asof Dawid partykeer hyperaktief is. En hy spring van een amper half depressiewe beeld na 'n volgende beeld toe. Jy kry heeltyd in die psalms, dis so wisselwerking wat heeltyd plaasvind met Dawid se lewe. Nou sê hy hierdie eerste gedeelte, hy sê U is my God. Hy sê ek soek na U, ek smag na U, my hele liggaam verlang na U, soos in 'n dor land sonder water. Dis nou tipies die woestynland. Dit werk met hom, dat hy sê, hy sit hier in die woestyn, hy's droog, dit voel vir hom, hy's nie water nie, maar dit voel vir hom ook, hy proe nie God nie, hy's nie naby God nie. Nou, Dawid se skryfstyl is 'n unieke styl, jy moet dit agterkom. Dis nie soos wat ons dit hier sien nie, daar's baie dieper daar binnekant. En dan sê hy maar, dit kan so dor en droog wees, as ek sonder U is. Jy sien, baie keer is ons so aan die gang, dat ek en jy nie hoor meer by God, wat God wil doen in ons lewens nie. Kan ek 'n amen kry? Jy's so geestelik, God is good, maar binnekant is daar niks wat weerkaats, dat God het vandag vir jou 'n klank gegee, 'n lied gegee. So, dan spring Dawid dadelik oor, vanuit vers 2 na vers 3 toe. En hy sê in vers 3, hy sê, dit kan nie wees nie, ek het U inderdaad in die heiligdom gesien, en U krag en U heerlikheid aanskou. Met ander woorde, hy kom sê, maar vers 2 kan nie wees nie, dit kan nie wees dat ek so droog en dor is nie, want ek het U aanskou. Ek het U in U heiligdom gesien. Hoekom is ek dor en droog? Maar ek dink dit weerspieël
ons alledaagse lewe uit. Amen. Dat ons is sondagoggend in die kerk en Here, U is goed en U is getrou. Jabalabayana. Hoe die Here, en is net maar 'n Sondag aand 8 uur in die kamer en dan bevoel jy, heerlikheid, waar is die Here dan nou weer? Hier's nou niks aan die gang nie. Ek voel nie meer soos ek vanoggend gevoel het nie. Maar dit is die wisselwerking. Amen. Ons woon op die aarde. Ons woon nog nie in die hemel nie. Maar as ons kan onthou wat 8 uur die aand, dat die Here het vanoggend met ons gepraat uit die heiligdom uit, dat ek is nog steeds daar waar ek wil wees, dan sal dit vir my 'n waarheid wees. Dan gaan ek nie so rondval nie. Dis waarom ek sê, dat om in die water van die Heilige Gees te wees, beteken, ek kan altyd daar wees. Ek hoef nie in en uit te wees nie. Ongelukkig het ons tradisies en ons kulture die beeld geskep, hoe sondagoggend gaan ek kerk toe. Nou is ek in die teenwoordigheid van die Here. Maar eintlik leer ons, maandagoggend, as ek opstaan, is ek in die teenwoordigheid van die Here. Kan ek 'n amen kry? Maandagmiddag, dinsdag aand, woensdagoggend, donderdag aand, saterdags, ek is in die teenwoordigheid van die Here. Of die Springbokke speel of nie speel, of hulle wen of nie, maak is irrelevant. Ek bly in die teenwoordigheid van die Here. Dit is die nuwe generasie Christen wat ons behoort te wees. Ek is altyd in die teenwoordigheid van die Here. Ek trek nie uit, ek kom nie uit, ek gaan nie uit nie. Dis nie die woestyn wat my gaan wegvat nie. Niks gaan my wegvat. Ek bly in die teenwoordigheid van die Here. Kan ek 'n amen kry? Want as ons daai ritme kan breek van ek is in en ek is uit, dan gaan ek baie meer 'n konstantheid voel. Dis wat die Here wil hê jy moet ervaar. Is daai konstantheid. En nou spring Dawid weer hier terug na vers 4 toe. Hy sê, maar die troue liefde is beter as die lewe. Die liedjie, thy loving kindness is better than life, thy loving kindness. Ken niemand hom meer nie. Is better than life. Nou kom help jy my nie so net. Dis waar uit daai liedjie gekom het, nê. Hy sê maar u troue liefde, dis beter as die lewe. Dis beter as hierdie woestyn. Daarom sal ek u prys. Daarom wil ek u prys solank as wat ek lewe en in u naam my hande ophef. U versadig my. Kyk hierdie mooi skrif wat hy. Kom ons vat die simboliek. Jy gaan vanmiddag by die huis kom en jou vrou of jou man die aardappels en die lamsbout is besig om bruin te word in die pot. En die patats lê sulke skuwe. Awie, nou moet jy amen sê, broer. En die reuk, jy kan dit al ruik. Dit hang. My vrou kyk nou vir my, sy sê, ja, jy gaan met KFC tevrede moet wees. Daar's niks so lekker soos 'n Sondagmaal met rys, pampoen, vleis. Dis nou ons boere, nê. Dis nou ons whiteys like dit nou weer. Ander mense gaan nou weer vis en die lekkernye om dit. Anyway, Dawid kom sê, hy sê, die lekkerste kos wat daar is, kan my nie versadig soos u teenwoordigheid nie. Hoe gaan ons daai twee bymekaar uitbring? Hy sê, wanneer ek God se kos eet, gaan dit my versadig meer as wat enigiets anders dit my kan versadig, want dit is wat u wil doen in my gees. Nou ek praat met u vanmôre uit u hartstaal uit. You know when you are in God's presence and God is speaking to you, you know that it tastes better than life. Daai teenwoordigheid van die Here, dat die God praat met my binnekant, is beter as enige kos wat ek kan eet. Kan ek 'n amen kry?
noem dit my bedsang. Nou, ek wil nou vanoggend vir jou vra, as jy dit nog nooit gedoen het, wil ek hê jy moet dit begin te doen. Ek wil hê jy moet begin neerskryf wat die Here met jou praat. Skryf dit neer. Want elkeen van jy wat hier sit is uniek en die Heilige Gees praat unieke goed in jou. As jy baie keer net 2 woordjies het en jy skryf dit neer, gaan dit outomaties begin groei na 10 of 15 of 20 woorde toe. As jy gaan begin aandag gee aan dit wat die refleksie is van die Heilige Gees in jou, gaan jy begin ontdek wat die Heilige Gees in jou praat. En die Heilige Gees is konstant besig om jou te praat. Is net jou ore en jou oë is net nie ingestel om dit raak te sien. Kan ek 'n eina kry? Ja. So my bedsang, ek skryf die volgende, en dit is, there's a sound in my spirit. There's a sound in my spirit. Daar is 'n klank in my siel, wat my lok tot God. Kom ek verduidelik vir jou, of ek in die oggend gaan swem, en of ek my tekkies aantrek, of ek op die fiets klim, of ek in my werkskamer ingaan, daar's 'n klank in my gees. There's constantly a sound in my spirit, and it's a sound from God. God is konstant besig om met my te praat, met my te deel, en my gedagtes te vul, omdat ek is so ingestel. Amen. It's a life with Christ. So daar's 'n stem in my gees wat my lei tot God. Daar is 'n helder werking in my siel wat my die pad van God laat sien. Hoe meer ek luister, hoe meer sien ek. Hoe meer ek sien, hoe meer wil ek sien. Hoe stiller ek word, hoe meer verander my wese. As dit iets is wat ek nie self geskryf het nie, dan sal ek vir jou sê, dis AI, hoor. Maar AI het nie baie te doen met my preke nie. As jy weet wat AI is. Okay. So, my vraag is dit. Wat beleef Dawid? Kom aan, hy sit in hierdie woestyn. Dis dor, dis warm, die hitte is daar. Daar's nie 'n yskas nie, daar's nie Red Bull om te drink nie, daar's nie Coca-Cola nie. Hy sit in hierdie woestyn in 'n plek en hy sê dis dor, droog. Wat is dit wat hy beleef? Want hy maak die vergelyking. Hy trek weg met die dor en droë omstandighede. Dan sê hy aan die ander kant, maar ek was in die teenwoordigheid van die Here gewees. Dis asof hierdie prentjie vir hom altyd na 'n kant toe wil vat en vir hom sê, luister hierso, jy weet wat dit is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Kom weer daar uit. Maak 'n plan om in die teenwoordigheid van die Here uit te kom. Amen. As jy hom nie ken nie, sy naam is Jesus. Jesus kom by 'n put uit en daar's 'n vrou wat water kom skep. En wat sê hy vir die vrou? Kan ek water kry? Sy sê vir hom, nee, ek is nie veronderstel om vir jou water te gee nie. En dan sê hy, maar die water wat ek jou sal gee, sal in jou word 'n lewende fontein, wat nooit sal ophou nie. Kan dit wees dat Dawid 'n lewende fontein al begin beleef het? Hoor gou hierso. As jy vandag in die natuur na enige plaas toe, enige plek te wil gaan, en jy gaan soek 'n fontein, daai fontein gaan hulle vir jou sê, daai fontein het gee water al vir 200 of 300 of 500 of 1000 jaar, gee hy al water. Ons het 'n boorgat hier agter, hy's 72 meter diep. Hy gee die suiwerste water. Hy het nog nooit opgehou om water te gee nie. Hy gee water. Wat is die simboliek? As Jesus sê,
ek is die fontein van lewende water. Beteken dit dat ek môre 'n bietjie kry en dat ek oormôre 'n bietjie kry en dan is daar weer vir 6 maande niks nie en as ek dan weer kom dan kry ek weer 'n ou druppeltjie en dan is daar weer iets nie, vir die volgende 4 maande nie. Wat sê Jesus? Hy sê nou, as jy by my is, sal jy lewende waters totaal en al elke dag van die week sal jy ervaar. 24/7 sal jy ervaar as water wat vloei, 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 vloei. Amen. Maar kom as jy droog. Hoekom is jy droog? Wat maak jou droog? Jou droë siel? Wat maak jy? Jy moet dit vir jouself vra en jy moet dit probeer uitpleis. As jy voel in 'n dag, ek was vanoggend by die teenwoordigheid van die Here en ek het vanaand by die huis gekom en ek het klaar geëet en geleef in bed en maar ek sê, Here, ek is droog. Wat het my droog gemaak? Dis nie 'n skande om droog te wees nie. Dis verander net jou attitude. Dis nie verkeerd om droog te raak nie. Want ek moes werk toe, ek moes my kinders gaan aflaai by die skool, ek moes die spanning by die werk hanteer, ek moes my baas hanteer, ek moes alles hanteer en ek moes huis toe kom en ek moes kom kos maak en die dag was net te lank en te veel en te besig, so ek voel droog. En as jy dit kan opsom en jy skryf waarom jy droog is, dan is dit baie makliker om te sê, okay, ek verstaan hoekom. Nou gaan ek die ander kant vat. Sê, Here, kom benat my nou. Kom benat my. Dankie Here, U gaan my nou benat. En ek gaan lê net op my bed en ek begin met my bedsang of my bedgebed of my bedpleidooi en sê, Here, ek weet die dag was lank. Ek was nie by U nie, want ek kon nie by U wees nie. Want dit is hoe dit werk. Maar ek gaan nou vir U net prys. En ek gaan vir U dankie sê. Ek ken U teenwoordigheid. U gaan my nou volmaak. En ek kom dit alles wat die Gees gee, gaan ek nou volmaak. Kan ek 'n amen kry? Kan julle sien, dis hoe eenvoudig dit is. Amen, prys die Here, ja. Loof die Here. So, ek gaan na die Here toe, en ek gaan luister wat die Here vir my wil sê, en wat hy vir my wil gee. Jesus sê dit mooi in die Engels, hy sê, let anyone who is thirsty, come to me and drink. For the scripture declares, rivers of living water will flow from his heart of anyone who believes in me. Amen. So ek wil graag hê maak gou 'n notaatjie. Jy kan jou selfoon oopmaak, gaan na memos toe, of as jy kan, maak 'n notaatjie in jou gedagtes. Hier sit plus minus 400, 500 mense, nee. As jy vandag of môre of oormôre 'n bedgesang geskryf het, wil ek hê jy moet dit vir my stuur. Ek gaan dit lees. OK, is dit reg so? OK, ek gee nie om nie. Julle het my nommer. My nommer is oral beskikbaar. Ek wil hê jy moet vir my jou gebed of jou bedpsalm moet jy vir my gaan skryf. Dit hoef nie poëties te wees nie. Dit hoef ook nie die glansryke taal gebruik te hê nie. Skryf net wat jy in jou hart voel en stuur dit vir my. As jy dit vir my stuur, dan in geloof sê jy, Here, ek stuur dit vir U ook. Hoor my bedpsalm. Wie se samewerking gaan ek kry? Ja, kom nog so 'n paar. Ag, die galery gemeente, julle is mors dood daarbo. Weet jy wat gaan met julle aan? Teens ruk hulle net 'n bietjie daar. Gaan julle vir my skryf? Hoorie, elke ou wat kan praat kan skryf. Die oomblik as jy skryf, aktiveer jy nuwe gewoontes in jou binneste. As jy 'n nuwe gewoonte aktiveer, vorm daar nuwe neuropatrone in jou brein. En jy begin vanuit dit wat God wil doen, begin jy te lewe. Dis waarom ek vanoggend gegee het 'n woord. As die Here vir jou wys, jy's leeg, jy's 'n leeg glas, gaan hy dit vol maak. Maar as jy vol vrees is,
gaan die Here daai vrees wegvat en hy gaan vol van sy krag vir jou gee om nie in vrees te lewe nie. Want 50% van mense wat hier sit vanmôre het een of ander angs wat hulle beleef. Maar jy moet iets doen daarmee. As jy nie dit gaan gee vir die Here nie, Here, hier is my angs, Here, hier is my probleem, hier is hierdie spanning wat ek beleef, Here, hierdie ding, ek bring dit vir U, ek kom gee dit vir U. Die oomblik as jy dit doen, gebeur daar iets. Want nou weet jy, ek het dit vir die Here gegee. Ek weet baie van u vat dit weer saam met jou. Maar probeer om dit te los by die Here. Okay? Baie mense se persoonlikheid is, ag, jy moet tog net een of ander probleem hê, want dan kry jy al die aandag van mense. Jy weet alles wat met jou gebeur het, en alles wat sleg gebeur het, en alles wat gedoen. Mense is heeltyd so, hulle, jy wil tog net hê, hulle moet vir jou pamperlang, en jou probleem is nou al 55 jaar oud al, jy weet, maar ek vertel julle nog steeds dieselfde storie, van hoe sleg dit was wat met my gebeur het. Get over it! Hoekom? Want dit wat oud geraak het, kom maak die Here nuut in 'n nuwe vorm. My pyn vat hy weg, sodat hy my iets nuuts kan gee. Albei kan nie daar bly nie. Hy sê in Jakobus, hy sê, 'n fontein kan nie bitterwater en soetwater gee nie. Moet een van die twee wees. Maar ons as Christene produseer alles. Dis bitterwater, is soetwater, is milkshakes en is allerlei goeders. Ons gaan dit heeltyd hier aan. In plek van om een stroom te hê, staf gebeur, mense, goed gebeur met ons, kan ek 'n amen kry? Daar gebeur goeie goed met ons. Yes, ek het gedroom laasnag, ek koop vir myself 'n Mustang motorkar, yes. En hy ry so lekker, ek sit so lekker en hy brul, en toe word ek wakker. En ek sê vir myself, klim maar in jou bakkie. It's life. Amen. Amen. En mag wag as ek op my TT-bike klim, dan moet jy sien. Maar luister gou mooi. Ek wil hê jy moet gaan skryf. Wat beleef jy? Wat sing jy en wat bid jy? Maak notaatjies dan. En hierdie week wil ek hê jy moet dit vir my stuur. En al begin jy dalk net met 'n paar woorde, begin met daai woorde en skryf neer en beleef. En gaan sit met daai woorde totdat die Heilige Gees vir jou nog meer gee. Kan ek 'n amen kry? Okay, ek wil hê jy moet nou vir die ou langs jou sê, jy kan gaan skryf. Sê dit vir iemand, kom aan. Jy moet dit vir jou pa sê daar langs jou. Sê dit vir hom langs jou. Amen. Arnold, glo jy dit? Het jy dit vir haar gesê? Het sy dit vir jou gesê? Nee. Ignoreer haar hierdie week. Gaan skryf dit in elk geval. Nee. Ouens, as Dawid 'n digter kon wees, dis dieselfde Dawid wat vir Goliat doodgemaak het. Dis dieselfde Dawid wat oorlogte gewen het. Hy was 'n volwaardige, dapper soldaat gewees. Maar hy het ook die sagtheid gehad om in te zoom, waar is die frekwensie van die Heilige Gees en wat wil ek hoor? En dis waar ek ons wil uitkry, dat elke man en elke vrou, dat ons sal inkom en ons sal begin beleef dit wat die Here wil doen. Volgende Sondag gaan ons kyk oor wedergeboorte. En ek wil u vat vanuit hierdie konteks uit. Wanneer my hart in die woestyn gaan draai, wat produseer dit binne in wedergeboorte? Waartoe vat die Here my wanneer hy my kom hernie en hy bring my op die punt van wedergeboorte? Hoekom sê ek dit vanoggend vir u? Want God los ons nie soos wat ons is nie, mense. As jy vashou in jou verlede, good luck daarmee. Maar as jy laat gaan en jy sê, Here,
Laat daar 'n metanoeo in my plaasvind. Laat daar 'n bekering in my plaasvind. Dan kom God met sy bonatuurlike verandering deur sy Heilige Gees en hy kom maak my. Wat is 'n ander woord vir nuut? Kom, gee my nog woorde. Hy gee my nuwe lewe. Gee my nog woorde. Ek kan nie hoor nie. Hervorm my. Hy kom hervorm my. Gee my nog 'n woord. Skree. Okay, jy het jou hand op, wat het jy geskree? Omskep. Herstel. Beautiful. Kan jy agterkom hoe werk die binnekant is 'n krag wat werk. So die oomblik wanneer ek na God toe gaan en ek laat toe dat hy my kom metanoeo, laat hy my kom wederbeaar. Hy kom maak my nuut, dan vat hy alles wat oud is weg sodat hy my nuut kan maak. Hy vat hierdie ou goed en hy stel dit weer saam en hy begin my hy vat dit weg sodat ek nuut word in en deur hom. Ek wil net sê daai galery gemeente, wragtig. Ons hou 2 uur weer 'n diens vir julle. Ek dink is baie warm maar bo vanoggend, nee. Nie warm nie? OK, ek spot sommer met julle. Amen. Kom ons sit net so en bid ons saam. Dankie Here. Dankie Here. Let there be a sound in our spirit, Lord. Let there be a new sound in our souls. Oh, we desire you, Lord. We desire you. Ons begeer u nabyheid. Kerabasuturusila nilebakusiastu. Kerehanurumusitaribiyannirikiriastu. Kisuturukusila liyanalabayana lakiasti rabayana. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Kan ons daai liedjie sing, Let Your Living Waters? Net saggies, ons sing dit net so saggies, net so. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you. Singing Jesus.
ons erken miskien vanoggend dat ons hier 'n dordroë land het, maar ons erken met groter entoesiasme dat ons erken u teenwoordigheid, u heiligdom. En mag u met ons praat en mag u met ons deel dat ons in hierdie week 'n dieper dimensie van u gees sal beleef. In Jesus naam. Amen. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Oh yes, you do. When all I see is the cross, God, you see an empty tomb. So when I fight with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet through the night. Oh God, the battle belongs to you. An almighty fortress, you go before. Sing nothing. Stand against the power of God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of God. And Almighty, you go before us. You go before. Nothing can stand against the power. You shine through. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against
Nou net, bly net so staan. Ek wil gou hê Brandon en Adrie moet hier voor by my kom staan. Die lewensgroepleiers, julle mag nie weggaan nie, julle moet nog kaartjies kom trek hoor, so wag nog net tot na die diens. Jy moet omtrent disconnect, hè? Vandat ek in die kerk gekom het, is nou 2 jaar wat ek hier is, November, het ek hierdie 2 gesien en gesê, hulle is verlief, verlore, dis klaar. En vandag kan ek aankondig, met opgewondenheid, hulle het verloof geraak. So bly vir Brandon en Adrie het ja gesê. Kom steek ons hande uit na hulle, ons gaan vir hulle seën. Here, baie dankie dat die 2 mense by mekaar gebring het. Ons seën hulle in hierdie reis wat hulle op is, sodat hulle meer in U sal groei, vol sal wees en U sal uitleef soos wat hulle doen. Dankie vir U liefde in en om hulle. Hou hulle vas en praat met hulle aanhoudend deur in Jesus naam en almal sê amen. Kom ons gee vir hulle weer 'n lekker handeklap. Julle is nou welkom om huis toe te gaan. Julle het geestelik vol geword hier, gaan word vol met kos en onthou om daardie woorde vir Pastoor Nols te stuur. Baie dankie.